Welkom by die week se Agri-Monitor en hier praat ons landbou. Dit is Grootfontein Skou en hierdie week praat ek met Elvira Hatting van die organiseringskomitee. Sy gaan vir ons vertel wat alles daar so aangaan. Daar is groot afwagting vir die 114de uitgawe van hierdie jaarlikse skou wat beeste, kleinvee, perde en nog baie meer gaan insluit en 'n spookhuis en 'n vlotoptog. Ons weet nie waar dit gaan ophou nie. Then we look at Ben Harasep from the Ministry of Agriculture, who gives feedback on different projects he visited in the Omasati region to follow up on the subsidy programs that the government provides to the farmers. Dan laastens kuier ons saam met voermeester se tegniese adviseur Jobert de Wit, wat tydens die stamprietskou met Philip en Marie Strauss oor hul dorper en witdorper stoetboerdery gesels. Wie maak vir Grootfontein lekker? Wie maak vir Wees deel van Grootfontein se storie. Die dorpskou van 17 tot 19 September 2025 en Gooi Kole, Agri-Monitor en Kletskompas programme op NTV Afrikaans gaan daar wees. Ook NTV se On The Rocks, moontlik gemaak deur ons vennoot, die Namibia Toerisme Raad. Laat Emerald Sand Platforms, The Living Network, jou storie vertel. Hierdie week in Landboudies is daar net een onderwerp waar mens kan praat en dit is die Grootfontein Skou. 114 jaar van elke jaar hierdie skou en hulle gaan nog steeds sterk. Die Grootfontein Skou se tema vanjaar is sirkus wat nostalgie en kinderlike verwondering terugroep. Organiseerders wil 3 dae skep waar mense bekommernisse agterlaat en gemeenskaplike vreugde ervaar. Sedert 1911 bied die skou 'n platform vir plaasgemeenskappe om saamstaan en uitdagings trots te oorkom. Selfs sonder diervermaak bly die fokus op oorspronklike volhoubare tradisie en plaaslike samehorigheid. Die bees- en kleinvee skoue vertoon vanjaar topgehalte diere met verskeie rasse en kampioenskappe wat betrokke is. Van braanvee tot boerbokke wys teelers trots hul beste werk en strewe na uitnemendheid. Die program bied nie net formele keuring nie, maar ook braaie, optogte en gesinsvriendelike aktiwiteite in Kleise Spookhuis, waarop hulle baie trots is. So word die kultuur, vermaak en boerdery in Grootfontein se hoogtepunt saamgevoeg vir almal se genot. Die skou dien as 'n viering van 'n goeie reenseisoen en Namibië se veeboerdery tradisie. Vir besoekers en boere bly dit 'n geleentheid om trots, dankbaarheid en gemeenskap te deel. Flex is taking on a new look. A new feel, and a new location. Don't miss the Flex DSTV channel 285, GoTV channel 25 every Monday, Wednesday and Friday where we flex your mind and your muscles. Goeiemiddag en welkom by Kletskompas. Ek is Jacques de Tooy. Ek bied gewoonlik Agri-Monitor aan, maar vandag is ons hierso om bietjie te gesels oor die Grootfontein Skou. Ons is by Elvira Hatting hierso van die komitee en hulle werk al die laaste paar maande hulle hande af. Hulle is al moeg geskou en die skou het nog nie eers begin nie. Kom ons gesels met Elvira. Elvira, hoe gaan dit? Goed en self. Ons kan nie klaar nie. Grootfontein Skou is om die draai volgende week.
Hoe lyk die dinge daarso by ons? Kan jy vir ons 'n bietjie vertel wat die mense kan verwag? En miskien kan jy ons 'n bietjie deur die program vat van wanneer alles gaan begin. Ja, beslis Jacques, die skoukomitee is hard aan die werk. Daar word geskrob en gras gesny en geverf en alles. Maar ons kop volgende week Woensdag af, dan is dit die eerste dag van ons skou. Ek dink Woensdag se hoogtepunt en eintlik die skou se hoogtepunt is dan nou die amptelike opening. Dit begin 4:00 die middag met 'n vlotoptog deur die dorp, regtig 'n hoogtepunt vir Grootfontein. Ons het gewoonlik die weermag se orkes, jy weet, dis mos nou ook 'n weermagdorpie. En dan nou die amptelike opening op die gronde met die NLU president Tinus Pretorius wat dan nou ons spreker is vir die dag, vir die oomblik. Donderdag is dit dan nou iets vir die vroue, spesiale vroueprogram. Ons het 'n vreeslike heerlike kunsterretjie sessie en sommer net 'n grimeringssessie. Dwars deur al die dae natuurlik, die klein vee wat skou, die groot vee wat skou, beeste en dan nou natuurlik die perde, hoogtepunt vir Grootfontein skou. Ek dink in die land is ons hier met die grootste perde skou, hier's natuurlik 'n klomp perdeboere wat help. Dan Vrydag sluit ons af met al die interras kampioenskappe, die klein vee hou hulle interras kampioenskappe en die groot vee hulle sin en die perde natuurlik vir die derde agtereenvolgende jaar salperd kampioenskappe. Dis pragtig, die perde is iets om te sien, alles van boeresport tot suurtuig. Jy weet, dit is net iets uitwensrakke. So hierdie jaar se tema is sirkus. Vertel ons 'n bietjie van julle tema en die beteken agter dit. Ja, weet jy, Jacques, ons kies elke jaar 'n tema en die hoofrede daarvoor is die vlotte, hoe hulle versier en opmaak. So verlede jaar was dit die Happy Hippie 60s en dit was groot pret. Jy weet, jy kan jou net indink. So ons hoop dat die sirkus net so 'n prettige en lekker uitspattige tema is waar mense hulle verbeelding kan gebruik. Ons verwag 'n klomp narre natuurlik. Ja, dis 'n hoogtepunt en ons sien uit. En dan laas jaar en die laas voor dit, nou we het 'n bietjie erge droogte gehad, maar nou is die droogte verby en die gras in die veld is groen. Hoe lyk julle inskrywings vir die beeste, kleinvee en die perde in vergelyking met die vorige jare? Inskrywings ons is aangenaam verras. Ja, sluitingsdatums het ons besef is relatief, want die kleinvee kry nog steeds inskrywings. Ons trek amper by 300. Ek dink hulle het nog laaste was dit 290 om en by. En daar kom elke dag meer in, so dit is, jy weet, dis die noorde, dis nie regtig, dit is kleinveewerk, maar niks in vergelyking met die suide nie, soos ons baie trots op daai syfer. Ook die eerste, regtig die hoogste in 3 jaar, om en by 180, nou ons het maar 240 stalle, so dit was jare laas wat ons stalle so vol was, en perde, dit is ook baie goed, beter as laas jaar, is om en by dieselfde, maar ons is nog steeds dankbaar. Nou, die hoofding is natuurlik die skou en ons wag almal om te kyk wie is die interras kampioene van al die diere en so, maar daar is nie net skou nie. Die diere gaan ook bietjie ander goeders doen. Ek verstaan as 'n kostuumklas en die perde gaan ook bietjie met versiertuie of so ry. Kan jy vir ons van dit vertel? Ja, ek dink wat die Grootfonteiners op besluit het is nogal uniek. Hulle noem dit kostuumklasse, so die kleinvee het die jaar ook begin saam speel met dit. So daar's 'n geleentheid waar die beeste snaaks aangetrek word. Hulle gaan in by die skou se groter tema wat sirkus is. So hulle het 'n prettige geleentheid, die teelers trek hulle self snaaks aan, die vashouers, touleiers trek hulle self snaaks aan en die beeste en hulle parade is iets wat by die perde begin het. Perde doen dit al jare lank, wat hulle in kostuumklas noem. Perde word pragtig opgemaak. Die perde word geverf, hulle eienaars word geverf. So hierdie jaar gaan selfs die kleinvee dit doen. Hulle doen dit reg vir Woensdag. So teen die tyd wat die perde en die beeste en die vlot optog op die veld of op die arena opkom, dan gaan ons ook die kleinvee eienaars sien in al hulle kostuums
wat dan nou sit is. Ons sien uit vir daai definitief. Dan wou ek gehoor het, ek weet dit is nou moeilik om almal te noem, maar kan jy dalk noem wat se van die stalletjies en besighede gaan daar wees wat die mense kan kyk? Ja, natuurlik het ons die uitdaging Jacques dat ons baie afgeleë is en mense is moeg geskou hierdie tyd van die jaar nietemin. Ons fokus baie sterk op landbou. Ons is mos maar deel van die Mieliedriehoek en landbou is die hartklop van hierdie deel van die wêreld. So baie trekkers, alles van implemente, ploë tot dieremedisyne, veemedisyne, veeprodukte, elektriese heining, skale. Vir die vrouens het ons natuurlik ook daarom jou leerprodukte, jou juwele, jou skoonheidsprodukte, kuns. En ek dink vir die kinders, dis nou iets wat van die Skoukomitee self kom. Omdat ons afgeleë is, dis nie altyd meer moontlik op die malamele merry-go-rounds om nou Afrikaans te praat hier te kry nie, maar ons glo ons maak dubbel en dwars op. Ons het 'n eie treintjie vir die kinders, ons het 'n spookhuis, ek dink dit is absoluut uniek en daar's ongelooflik moeite in sit. Selfs die groot mense geniet die spookhuis. En dan het ons natuurlik springkastele, waterkastele en sommer net algemene pret vir die klein kindertjies. Ja, nee, ek kan self nie wag om daar so te gaan draai nie. Dit klink vir my asof iets is wat mens nie kan mis nie. Ek wil gehoor het dit is baie harde werk en die skou is nog nie verby nie, maar en 'n mens weet jy kan nou nie vir almal noem nie, maar jy het nie dalk 'n paar spesifieke mense wat jy dankie voor wil sê nie met die organisering. Ja, beslis, Jene. Waar begin ek, Jacques? Ek dink heel eerste, ons is almal dankbaar vir ons hemelse Vader wat dit moontlik maak. Soos Tannie Nita, dit ook eerste sal sê, maar Tannie Nita Pretorius is ons skoupresident, vrou wat voorvat, wat sy tyd vir niks, sy stop vir niks. Jy weet, dis trane, dis harde werk, dis moed hou, dis moed skep, maar sy maak van dit besonder soos 'n goeie leier wat mense by mekaar bring en met hart en siel dit regkry om elkeen te laat inspring. Ja. En natuurlik elkeen op die komitee, ek meen alles van Casper Boensel wat ons beeste doen, Janine, Lou wat alles op haar eie doen as dit by die kleintjie kom, Pieter Burger staan aan die van die perde afdeling. En dan sal elkeen wat maar sy eie doen, ons het die tesourier Saartjie van Seil en Pieter wat dan ook nog ons sekretaris ook moet wees. En ja, ons is 'n wonderlike span wat net saamwerk en jy weet, dis 'n vrywilligerswerk. So niemand word betaal nie. Ons doen dit uit die liefde van ons hart. En dan nou vir die mense wat nog nie seker is of hulle Grootfontein skou gaan bywoon of so nie, het jy dalk 'n bietjie 'n boodskap vir hulle? Ek dink ons is 'n heerlike saamkuierskou. Ons probeer werklik iets nuuts bied wat jy nie elke dag sien nie. En dit is 'n ongelooflike kuiergeleentheid, ongelooflik gasvry geleentheid en ek dink uniek. Ons fokus daarop om regtig uniek te wees. Wat jy by ons sien, oor die algemeen, gaan jy nie by 'n ander plek sien nie. Ek sê saam. Nou ja, toe Elvira. Ek sê vir jou dankie dat jy tyd gemaak het om saam met ons te gesels en vir julle wat kyk, moenie skaam wees nie, maak julle pad na die Grootfontein skou. Daar gaan beeste wees, daar gaan diere wees, daar gaan perde wees, daar gaan kos wees, daar gaan vermaak wees. Jy gaan nie vir 'n oomblik verveeld wees as jy daar so rondloop nie. Ons sê dankie vir Elvira dat sy by ons kom kuier het en ons sien julle by die skou. My name is Ben Harasep. I'm the Director for Agriculture Production Extension and Engineering Services. I'm currently in Musati region looking at various programs that we are implementing just to look at in terms of our horticulture, poultry value chain and small stock distribution programs under the Ministry of Agriculture in terms of the impact with the provision of the subsidy that we are providing under this program. If you look at my back here, you can see that this is one of our beneficiaries that benefited in terms of the horticulture support program, in terms of the drip lines and so on. I believe that with this type of support,
our farmers can make food, they can actually contribute to food security. And I hope that the other farmers out there can see the example and try and emulate the same example of this particular farmer. They can be subsidized, the inputs, including the shade nets, including the water infrastructure, specifically the solar pumps, just to assist them to start the process. But of course, as always, they should be prepared to put 40% to the total cost of the materials and also the inputs. The key aspect here is basically the availability of water and the land, and then also at the same time the commitment by the farmers themselves to put this agricultural land under production. So the farmers can apply at our agriculture extension offices, or what we call the agriculture development centers. They are across the country in various constituencies and districts. So they can approach our extension officials. They can be guided in terms of the subsidies, because we have the modalities in terms of how they have to apply. And they can basically then get subsidized 60% of their inputs. We do have subsidies that we are providing under the various programs. As I've already indicated, we have the horticulture support program, we have the poultry value chain, we have the dairy value chain, and then we also have the cereal value chain programs. Those are the programs which have been implemented across the 14 regions, except the dairy value chain that is only been implemented in Hartap, Omaheke, Otjozondjupa, and Kavango West. Goeiemôre, ek is Joubert de Wit van Feedmaster Tegniese Adviseur in die Verre Suide. Ja, ek is hier saam met kliënte van my Philip en Marie Strauss. My voorreg om saam met hulle te wees, ook 'n familie en wat uitgebrei het, wat 'n goeie teeling het. Flip. Maar sê gou vir my, daar waar jy sê vir ons waar jy boer en hoe is die omstandighede daar? Jy kom deur 'n sleg droogte en 'n swaar droogte, maar jy het gedraai en hoe ondervind jy dit en wat is jou uitdagings daar by jou? Môre Joubert, ja, ons is deur 'n horrible droogte, ek moet jou sê, maar dit gaan nou baie beter. Ons het nou vir jaar laat reën gehad, maar goed reën, en ons het nou die dag 'n bietjie reën gehad, so dit gaan met ons baie goed. Baie dankbaar. Okay, sê vir my Philip, weidingsgewys, hoe lyk jou weiding nou? Het jy genoeg polle herstel in jou bossieveld te goed? Hoe lyk dit daar by jou? Jy sien Joubert, ek het gedog daar gaan niks oor wees nie. En die natuur is so wonderlik. Daar is baie oor. Daar is bossies dood, dit is so. Maar ons gras het baie mooi herstel en daar is tog bossies wat lewe. Ek is eintlik verbaas en ons het eintlik uitstekende weiding nou. Ons diere is knippeldik. Ja, wys maar net vir ons hoe dankbaar die ou syde is. Ons het nie baie nodig nie, maar ons het goeie weiding. Ja, soos ek al gesê het, ek dink hierdie jaar is ons in 'n baie goeie posisie met ons weiding. So Flippen, hier kom loop ek jou raak hier by Stamprietskou. En ja, is dit nie lekker om te sien, die diere, die kwaliteit diere en dan die prestasies wat jy behaal het. Kan jy vir ons bietjie meer uitbrei hier oor die skou? Ja, ons het kom met 'n klein spannetjie laas jaar se droogte het maar gemaak het ons nie 'n groot hoeveelheid diere gehad het om te skou nie. Meestal 'n paar jong goedjies en ons het baie goed gevaar met die jong goed, die groot goed nou nie so goed nie, maar ek het nie bekommerd nie. Ek is baie tevrede oor die skou en ek dink ons diere het goed gelyk. Ja nee, dit kan ek getuig en sê vir my, hoe ondervind jy die Stamprietskou? Wat is jou siening rondom dit? Ja, ek weet nie. Ek het nie baie woorde om dit te beskryf nie, maar dit is 'n moerse besigheid hierdie en dit is impressive. Ja, dit is regtig. Ek wil sê manne doen 'n goeie werk. Ek kry eintlik hoendervleis as ek hier kom. NLA, Gert, is absoluut fantasties. Dit is dis wêreldklas hierdie. Dis wêreldklas. Die Suid-Afrikaners wat hier kom, sê hulle
Hulle kan nie glo wat ons aanvang hierdie. Dit is so fantasties. Ja nee, dis lekker om so 'n platform vir die stoetbedryf te skep, dink ek is baie nice en ook ja, dit plaas ons op 'n ander vlak en ook dan vir die stoetteler en selfs vir die kommersiële boer. Ek dink hy weet waar om te kom. Sê gou vir my, jy kom as hom nou al lang jare en daar waar jy boer in die Karasberge. Voedingsgewys, wat doen jy daaromtrent? Wie Joubert, ons gebruik maar min byvoeding op die veld. Ons veiding is oor die algemeen goed. Maar in die krale, die diere wat ons afrond vir veilings en skoue, is ek op veekos, stoetveekorrel. Ek dink dit is uitstekende produk van veekos en wat baie goed doen by ons. En ek dink ons diere was vir jaar baie goed en ons het baie min probleme gehad met die voer. Ek is regtig impressed met die voer. Nee, dankie. Dis goeie nuus om te hoor, Jan. Ek dink julle veldsamenstelling waar jy boer flip, dis ideaal, die bosgras komponent en dis wat vir ons maar in die suide baie beteken. So As julle dit nog bespreek het, nee, dis alright. Julle nog bespreek het, kan jy net so 'n bietjie vertel Philip Strauss-Dorpers, waar boer julle en wat is julle boerderyfilosofie? Okay, Philip, vertel ons 'n bietjie van jou dorpers, waar het jy begin en wat is jou pad wat jy nou al geloop het, hoe lank en ja, jou genetika en goed. Joubert, ja, ons boer was nou daar tussen Karasberg en Aroap en ek nader aan Karasberg en dan so aan die voet van die Karasberge, rowwe wêreld, klippe. Vroukatte, jakkalse. Ja, al wat 'n skerp ding het, is daar. Maar ons kry 'n bestaan gemaak. Maar ek het in 1984 begin boer, het ek op die plaas gekom. Ek het in 1988 met die stoet begin. En dit was maar klein, dit is onder gewees. My eerste klompie oeye wat ek my gekoop was 'n paar ou oeye, dragtige ou oeye wat ek gekoop het. Ja, so ek het maar onder begin en deur die jare maar opgebou en tot waar ek nou is. Ja nee, dit kan ek getuig as jy vat waar Philip was en waar hy vandag een van die beste stoettelers wat ons het en wat 'n mooi toekoms vir ons het. Ja, ek wil net iets oor die wit is. Ja, ek kan ons hier klaar maak want ons moet nou na want dan moet ons, wat kan ek hier stop en dan gaan ons na Marito. Ons gaan net so van hier af. Okay Philip, ja, en jy's mos nou net met die swartkop dorpers, maar ek sien intussen tyd het die wit is ook bygekom. Ja. So 10-11 jaar gelede het ek gesien, maar jette, ek het 'n klompie bitterlike mooi jong of bittermooi wit oeye en toe besluit ek ons start met 'n half 50 uit, ek begin en ons staan amper op 300 oeye en ons het 3 jaar terug die Namibiese groot kampioen ram en ooi gehad. Ons het nou op die skou weer die groot kampioen wit ooi gehad. So die witstoet is regtig uit verskriklik vinnig gekom en ek is regtig impressed met die klomp wit goed. Hulle is baie mooi en baie goed, dink ek. Ons het nog so 5 minute oor, hè? Dan moet ons nou sound toe want dit moet nou Dis genoeg. na Marito. Ja, maar moet ek saam gaan? Nee. Net as jy Ek wil jou nog een vraag vra. Nog een vraag. Jy sou flip en nou wil ek jou aanvra, ek dink jy's baie bevoorreg. Jy het nou die kinders by jou, ek dink is nou al 2, is Marie en dan nog die seun SW. Wat 'n voorreg is dit en hoe voel dit vir jou? Ja, dis 'n voorreg. Ek geniet die kinders. Maar wie wat jy berg geniet die kleinkinders meer. Nou ja, so praat 'n oupa. Marie, ek sien die Witdorpers staan hier so. Is Marie Witdorpers? Ja, baie interessant. Ek en Marie moet ek ook sê, sy's 'n voedingskundige, ons het in veekos was ons kollegas gewees so. Is dit nie lekker om haar nou op die plaas te sien nie? Watter bevoorreg so. Marie, hoe ervaar jy die boerdery? Dit is hard. Dis moeiliker as wat ek gedink het dit gaan wees en wat jy op 'n papier uitwerk is glad nie soos wat dit in die regte lewe is nie, maar ek verruil dit vir niks hier. Ek het by veekos gewerk, ek is baie lief vir my werk daar, maar die plaas is totaal en al vir my 'n passie, dis 'n hartsbegeerte, dis vir my 'n groot voorreg om my kinders op die plaas groot te kan maak waar ek groot geword het, soos wat ek groot geword het, naby my pa en my ma. Hulle het soveel voorbeelde van en ons is geniet net. Dit is regtig vir ons lekker. En ja, ek dink jy's baie bevoorreg om 'n leermeester soos jy te hê. Hoe's dit vir jou? My pa, dit is vir my baie lekker. Dit is 'n absolute groot voorreg en die vriende wat my pa het, raak ook ons vriende. So ek het uit dit dorpers stoet oogpunt uit het ek 'n klomp mentors, klomp leermeesters en ek het een
reg op my agterstoep. Dit is regtig lekker. Elke dag as ek kom koffie drink, dan kan ons 'n bietjie boer. Ja, ek dink dit is bevoorreg om so as 'n familie saam te kan boer en almal by mekaar te wees en ek dink hulle is almal ook sommer daar by mekaar, so dis lekker en voorspoed vir julle en sterkte en ons hoop ons het 'n goeie seisoen voor. Dankie Joubert. Dankie Joubert, ons sien uit. AITSA is 'n eg Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hul dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne en dit maak van AITSA 'n lekker ding. Kyk AITSA Woensdae om 20:30 op NTV, oneup2.com, asook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaanse YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrika.com. En daar het julle dit vir hierdie week se Agri Monitor program. Ons het saam met Elvira Hatting vooruitgekyk na die Grootfontein skou, waar die sirkus tema nostalgie en gemeenskapsgees beloof en kleinvee en grootvee weer die hoogtepunt van die landboukalender gaan wees. Ons het ook na Ben Harasep van die Ministerie van Landbou gesels oor sy besoeke in die Omasati streek en hoe regeringssubsidieprogramme op grondvlak boere se werk en uitdagings beïnvloed. Dan het ons saam met voermeester sê Joubert de Wit by die Stampriet skou gekuier waar hy met Philip en Marie Strauss van Strauss dorpers gepraat oor hulle dorper en wit dorperstoet gesels in. Laastens het ons 'n oorsig van die Grootfontein skou gegee oor wat mense alles kan verwag.